Goeiedag julle, Jolande hier van die Bybel in 1 jaar. Ons kyk vandag na Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot 30, waar ons lees van Jesus se ontmoeting met die vrou by die put. In verse 1 tot 3 sien ons Jesus se besluit om Judea te verlaat en na Galilea te gaan. En in vers 4 lees ons dat Jesus deur Samaria moes gaan. Nou, na regte was daar alternatiewe roetes ook na Galilea gewees. Maar die rede dat Jesus deur Samaria moes gaan, is omdat hy 'n afspraak met die vrou by die put gehad het. Verse 5 en 6 spesifiseer dan verder presies waarheen Jesus wou gaan, as ons lees dat hy ongeveer 12:00 die middag in Sigar gestop het, by die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En op daardie stuk grond was 'n put wat alom bekend aan die gemeenskap was, as Jakob se put. En vers 7 zoom dan verder in tot Jesus se rede om in Sigar te stop, wanneer ons lees dat hy daar 'n vrou ontmoet het wat kom water skep het. Is dit nie net ongelooflik om te dink dat Jesus so betrokke is in elke detail van ons lewens, dat hy hierdie vrou presies op die regte tyd kon ontmoet daar waar sy was nie. Die gebruik van die tyd was egter dat die vrouens vroeg in die oggend sou gaan water skep het en ook nooit alleen nie, maar in groepe. Maar hierdie spesifieke vrou was waarskynlik 'n uitgeworpene in die samelewing omdat sy al soveel keer getroud was en op daardie stadium saam 'n man gebly het. So daarom wou sy waarskynlik graag eerder alleen by die put gewees het, om seker te maak dat niemand onderlangs van haar sou praat of haar sou oordeel nie. Niks was egter vir Jesus verborge nie, en steeds kies hy om 'n gesprek met hierdie vrou te begin, deur vir haar te vra vir water om te drink. En in vers 9 sien ons die vrou se verbasing dat Jesus met haar praat, aangesien die Jode eintlik glad nie met die Samaritane gemeng het nie. In verse 10 tot 12 neem Jesus die gesprek dan verder, deur vir die vrou te begin vertel van die lewende water. Maar hy kies sy woorde sorgvuldig om seker te maak dat hy haar aandag het, want hy maak haar nuuskierig oor die dinge van God, deur te praat van die gawe van God, en hy maak haar nuuskierig oor wie hy is, deur van homself te praat in dieselfde sin, en hy maak haar ook nuuskierig oor wat hy haar kan bied, deur te praat van die lewende water. Net so het Jesus elkeen van ons na hom toe getrek, deur 'n koneksie met ons te maak, daar waar ons hom nie kon misverstaan het nie, deur iets van homself te openbaar, wat ons na hom toe sou aantrek. In verse 13 tot 15 kom beskryf Jesus dan die effek van hierdie lewende water, wat hy die vrou kon bied. En in verse 16 tot 19 kom openbaar hy iets van sy goddelikheid, deur haar persoonlike lewe aan haar te kom uitlê, terwyl sy geweet het, hy niks daarvan kon weet nie. Deur dit alles sien ons Jesus se liefde en sagtheid teenoor die mens, aangesien hy op geen stadium verwytend teenoor hierdie vrou was nie, maar eerder vir haar kom demonstreer het, dat ons almal 'n leemte in ons gees het, wat net wag om met God se gees gevul te word. Omdat die vrou egter skuldig voel oor die waarheid wat Jesus gespreek het, probeer sy in vers 20 die gesprek draai na 'n teologiese debat toe, eerder as om oor al die mans uit haar verlede te praat. Maar Jesus weet wat sy doel was om hierdie vrou te ontmoet, en daarom gebruik hy die geleentheid om die gesprek oor aanbidding verder te vat, deur vir die vrou uit te wys dat ware aanbidding nie oor 'n plek gaan nie, maar eerder oor die reinheid van ons harte wanneer ons voor God staan. Want hy sê vir in vers 23 dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. En in vers 26 lees ons hoe Jesus dan sy ware identiteit aan haar bekend maak.
Wanneer ons vers 9 en vers 19 en vers 29 met mekaar vergelyk, sien ons dat die vrou gegaan het van Jesus maar net 'n gewone Jood noem, om hom aan te spreek as Here en uiteindelik na hom te verwys as Christus, die Messias. En dit is presies wat Jesus se liefde in elkeen van ons se lewens kom doen. Want aanvanklik wonder ons hoekom mense so te kere gaan oor Jesus. Maar wanneer ons hom uiteindelik persoonlik ontmoet, kan ons nie anders as om ander van hom te begin vertel nie. Sy lewende water kom maak heel dit wat die wêreld van ons probeer steel het. En dit open ons monde om getuies van hom te word, wat oorborrel wanneer ons tussen ander is, om seker te maak, hulle mis nie uit op hierdie wonderlike gratis geskenk nie, die geskenk van verlossing. So, kom ons gaan vandag uit en gaan vertel vir iemand nuuts van Jesus se liefde en sy groot genade vir elkeen van ons. Mag julle 'n geseënde dag hê. Totsiens.